Ek is gebroken, ek is ontstoken en ek is dit vir U. Ek is weerloos, ek is moedeloos, maar ek is dit vir U. Dis in elk geval vir U. Ek is verheug en ek is vol vreugde. Ek wil juig en ek wil my neerbuig. Alles vir U, my hele lewe vir U. Wat ook al ek voel as ek dinge sê wat ek nie bedoel, ek bring dit vir U. Alles wat my jaag, elke antwoordlose vraag, elke loflied en elke aanklaag, rig ek aan U. Ek slaan teen die bors, ek huil teen die bors, ek lag teen die bors, ek skuil teen die bors. Dood menslik, toch wonderbaar gemaak, vol maskers, toch oombliklik naak, as ek staan voor U, als van my hoort by U. So sondig, toch heilig, U genade, skyn deur die skade wat ek maak, ook dit is vir U, als van my behoort aan U. Nogtans, halleluja, my siel sing halleluja, al sê my lyf nee, sing ek ja, halleluja. Nogtans, halleluja, my siel sing halleluja, al sê my hart nee, sing ek ja, halleluja. Nogtans, halleluja, my siel sing halleluja, al sê my kop nee, sing ek ja, halleluja. Dood menslik, toch wonderbaar gemaak, vol maskers, toch oombliklik naak, as ek staan voor U, als van my hoort by U. So sondig, doch heilig, U genade, skyn deur die skade wat ek maak, ook dit is vir U, als van my behoort aan U. As my knie bewe, sal ek kniel. As ek dink ek kan self bestuur, ag vat asseblief U wiel. My hele lewe, hart, kop, gees en siel. Alles vir U. En toe hy op die plek kom, sê hy vir hulle, bid dat julle nie in versoeking kom nie. En hy het hom van hulle afgesonder, omtrent so ver as 'n mens 'n klip kan gooi, en neergekniel en gebid en gesê, Vader, as U tog maar hierdie beker van my wil wegneem, laat nogtans nie my wil nie, maar U wil geskied. En 'n engel uit die hemel het aan hom verskyn en hom versterk. Daar's mense op hierdie aarde wat my baie welkom laat voel. En die vreemde ding is, ek hoef nie eers in hulle teenwoordigheid te wees nie. Ek kan net aan hulle dink of hulle naam iewers sien en ek
ek word gevul met hierdie warmte van welkom voel, wat ek hoop jy al ervaar het, by ten minste 1 of 2 mense, is baie keer genoeg. En ek dink dit het veel meer te doen as net met die gawe van gasvryheid, waarmee sekere mense geseën is. En jy sal nou vra, wat het hierdie onderwerp of hierdie tema te doen met lydenstyd? Moet dit nie wees by 'n tyd van fondsinsamelings en bazaars en sulke goed nie. Maar ek dink dit het alles te doen met die tyd waarmee ons besig is. Want ek dink mense wat jou laat welkom voel, het al 'n bootcamp in Getsemane deurgemaak, soos wat Cynthia Bourgeau dit beskryf. Het geleer hoe om 'n lewe van aandag skenk, die Engels sal wees attending, van laat gaan, letting go, en van oorgee, van surrendering, het 'n lewe daaruit geskep. Ons bid dikwels in Envia die welkomgebed, en ek kan dit eintlik al uit my kop uitbid vir wanneer ek in die verkeer sit, en partykeer is my knekel so wit rondom die stuurwiel, en mettertyd gee die stramheid mee, soos ek die welkomgebed bid, en dikwels begin my welkom met so, en as dit so, welkom, maar dis hoekom daar 3 is, sodat ons kan oefen, en ek gaan dit nou weer saam met jou bid, want ons kan dit nie genoeg oefen nie, en dis vry vertaal deur uit iets wat Thomas Keating geskryf het. Welkom, welkom, welkom. En gewoonlik rig ek hierdie 3 welkoms aan God, en dan my omstandighede of ander mense, en dan die derde een aan myself, wat baie keer die moeilikste is. Ek verwelkom alles wat vandag kom besoek aflê, omdat ek weet, hulle is u gesande vir my genesing, vir my heelwording. Ek verwelkom alle gedagtes, gevoelens, gesigte en gebeure. My begeerte na beheer en mag, die gee ek oor vandag. My drang na aanvaarding en status en plesier, dit laat ek hier. My verlange na oorlewing en sekuriteit, die druk om enige gedagte, gevoel, gesig en gebeurtenis, selfs my eie geskiedenis te verander. Ek bring dit alles voor u. Ek maak myself oop vir u liefde, u teenwoordigheid en u beweging in en om my. So wat Thomas Keating hier aanspreek, is ons innerlike geluksprogram, en dis wat die welkomgebed so kragtig maak. Dis die enigste manier wat ek naby kan kom aan Paulus se onbegonne bid sonder ophou opdrag. Dis die enigste manier hoe ons sonder ophou kan bid, omdat dit nie net 'n daaglikse oefening is nie, maar 'n oomblikse oefening. En aandag skenk om werklik te voel wat ek voel, te sien wat ek sien, dit te laat insink, om stories te laat gaan, wat ek vir myself die hele tyd vertel, daai pre-recorded tapes, die storielyne in my kop, en om oor te gee, werklik oor te gee aan God se liefde en goddelike voorsiening in my lewe. Want kom ons wys dit nou maar, die meeste van ons
sê ons glo, maar dan bedoel ons het geloof soos 'n credo. Ek glo in Jesus Christus en maar ons vergeet dat geloof in sy wese eintlik vertroue beteken. En dan val meeste van ons uit die bus uit, want ons is eintlik maar praktiese ateïste. Die Amerikaanse droom van, as ek dit nie doen nie, wie gaan dit doen, om my eie vryheid en my eie liefde en dit wat na my kant toe kom te bewerk, is so diep in ons almal in. Die kapitalisme sit in ons lywe vas, waar hierdie oefening, hierdie lewensoefening, eintlik 'n manier is hoe ons kan sê, my liggaam en my omstandighede en my instandighede is soos Trisha Hersey sê, sy skryf in haar boek Rest is Resistance, sy sê, it's a site of liberation. Elke ding in my lewe, elke gesant, elke gas wat by my deur opdaag, kan 'n gesant wees vir my eie heelwording, my eie bevryding, my eie welkom word. So, die innerlike geluksprogram waarvan Thomas Keating praat, is hierdie aanvaarding, en status, goedkeuring, of prestige, die Engelse woord, dan oorlewing en sekuriteit, wat opgesluit is in possessions, en dan beheer en mag, of power, die 3 groot P's, die dinge waarmee die duiwel ook vir Jesus kom versoek het in die woestyn. Power, prestige en possessions. En die welkomgebed stel ons in staat of gee vir ons 'n manier om dit in die gesig te staar en dan te laat gaan en oor te gee. Daar's mos so 'n hele siklus en ek gaan nie nou wat eintlik 'n naweek kursus kan wees in die verwelkomingsgebed daarop ingaan nie. Jy kan ook meer daaroor gaan lees op die web. Maar wat vir ons lyk of kan lyk soos opgee, want abandonment en surrender het nogal bagasie in terme van minderheidsgroepe. As jy sê vir 'n kind of vir 'n vrou of voorheen benadeeld is, ag surrender net, dan het dit baie keer geïmpliseer, gee op, buig die knie vir die empire. Waar hierdie oorgawe, hierdie abandonment waarvan ons hier praat, of die welkomgebed praat, is Cynthia Bourgeau sê, dis 'n active exercise of a receptive power. Dit wat Jesus in Lukas 22 waarin ons lees, in Getsemane gedoen het, waar sy ware lyding eintlik begin het. Iemand skryf, dit was eintlik waar hy oorgegee het. Dit is eintlik waar sy lyding plaasgevind het. En hy het hom van hulle afgesonder, sover as 'n mens met 'n klip kan gooi, en neergekniel, en gebid, en gesê, Vader, as U tog maar hierdie beker van my wil wegneem. Hy het die beker gesien, hy het dit laat insink, hy het nie gesê, ag nee wat, dit wat in my gebeur gaan glad nie erg wees nie, ek skuif dit weg, ek besweer dit in die naam van die Here, hy het dit gesien. Laat nogtans nie my wil nie, maar U wil geskied. En 'n engel uit die hemel het aan hom verskyn en hom versterk. Jesus het gesê, laat nogtans nie my wil nie, maar U wil geskied. Dit was sy laat gaan. Dit was sy groot, die Latynse woord daarvoor is fiat. Sy laat dit wees.
byna 33 jaar nadat sy ma, die diensmaagd Maria, gesê het, laat dit dan met my wees, soos wat u wil. En bitter baie jare nadat die Skepper God gesê het, toe hy die skepping in 6 dae, soos wat ons dit so lees, gemaak het. En God het gesê, laat daar lig wees. Laat dit wees. Dit is die kragtigste woorde wat 'n mens kan uiter. Omdat daar so noue verband is tussen laat dit wees, laat dit met my wees, want baie keer dink ons is maklik om te sê let it be, maar as ons dan sê let it be with me, dan kom dit huis toe. Daar bestaan 'n noue verband tussen laat dit wees as selfontlediging, as kenosis, en laat dit wees as goddelike kreatiwiteit. Sodra ons begin begryp dat hierdie laat dit wees van Jesus, hierdie laat gaan, hierdie oorgee in Getsemane, nie 'n blote gebeurlikheid was wat spruit uit 'n goddelike noodtoestand nie. Dit is sy bewuslike deelname om die nuwe skepping tot geboorte te roep. Tussen die laat dit so wees en die laat dit so wees waardeur die skepping tot stand gekom het, is daar 'n resonansie. En God het dit gesien en gesê, dit was goed. Dis 'n Bybelse en 'n universele patroon waar bewustheid, en kyk hoe bewus was Jesus. Hy sê, God, ek sien hierdie beker. Dit sê sy sweet het soos bloeddruppels geword. Hy het dit totaal en al ervaar. Hy het toegelaat dat die gevoel deur hom gaan, waar bewustheid en oorgawe ontmoet. Daar sê die skepping, boom. Stilte slaan aan die brand. Chaos word kosmos. Woorde kry lywe. Christus word mens. Tempelhange skeur. Liefde giet homself uit om meer liefde te word. Anthony de Mello skryf 'n gedeelte en dit bly my altyd by, seker omdat dit so bekend is vir my. Hy sê, the symphony of life moves on, but you keep looking back, clinging to a few bars of the melody, blocking your ears to the rest of the music, thereby producing disharmony and conflict between what life is offering you and what you are clinging to. Then comes the tension and anxiety, which are the very death of love and the joyful freedom that love brings. For love and freedom are only found when one enjoys each note as it arises, then allows it to go, so as to be fully receptive to the notes that follow. Daar's hierdie hele simfonie wat ontvou in ons lewens. En as ons die hele tyd terugkyk en net hierdie een storie aan vashou, dan is dit asof ons net 'n deeltjie van die musiek oor en oor en oor hoor en niks anders en niemand anders, en ook nie die nuwe weergawe van onsself wat wil opstaan nadat iets gesterf het, kan verwelkom nie. Die welkomgebed is vir omstandighede en vir instandighede. Cynthia Bourgeau sê, in enige situasie in die lewe, in any situation in life, confronted by an outer threat or opportunity, you can notice yourself
responding inwardly in one of two ways. Either you will brace, harden, and resist, or you will soften, open, and yield. Dis wanneer ons met omstandighede gekonfronteer word. En daar's 'n groot verskil as die dokter vir jou in die spreekkamer die nuus gee wat jou hele lewe verander. Dis is wat so dikwels om ons seker maar soos ons ouer raak, maar dit voel vir my nogal dig op die oomblik, die nuus wat oorgedra word van die doodsvonnis van baie keer van kanker. Daar's 'n groot verskil om, jy sê nie, as jy die nuus hoor, sê jy nie, okay, ek fokus, ek laat dit insink en ek sê, welkom kanker. Dis nie die welkom wat ons sê nie. Ek sê welkom vrees, welkom verandering, welkom dit wat ek ervaar nou hier. Dit gaan nie oor die buitekant daarvan, die outer threat nie. Dit gaan oor my wees, my instemming, my toestemming. Laat dit met my wees soos wat U wil. Want dit bring die energie wat nodig is, wat ons baie keer so, kyk, let's face it, hoeveel keer het ek dit nog gesê, want dit is omdat ek so vir myself kyk en myself heel dit in die gesig moet staar, om vast te klou en om in te span, wat verskriklik baie energie. En deur welkom te sê, nadat ons dit werklik ervaar het, die bewustheid daarom het, deur dit dan oor te gee, stel so baie energie vry, wat God kan gebruik in diens van liefde. Rumi het geskryf, this being human is a guest house. Every morning a new arrival, a joy, a depression, a meanness, some momentary awareness comes as an unexpected visitor. Welcome and entertain them all. Even if they're a crowd of sorrows who violently sweep your house empty of its furniture, still treat each guest honorably. Each may be clearing you out for some new delight. The dark thought, the shame, the malice, meet them all at the door, laughing, and invite them in. Be grateful for whoever comes, because each has been sent as a guide from God. En so is die uitnodiging om ons huis, om hoe ons binnekant, ons tuiste inrig, een te wees waar God en ander welkom is, waar ons self welkom voel, waar my naam vir ander mense, en dis my diep hartsbegeerte, en ek hoop ek kan so bewus word, so aandag skenk, so laat gaan, en so oorgee, dat dit so, laat dit so wees, dat my naam vir mense klink soos welkom. Ons het die beste gasheer, wat selfs in die grootste oomblikke van lyding, in sy grootste oomblikke van nood, en ek dink dit is wat die kruis as symbool universeel so sterk maak, nie net as dit om iemand se nek hang en iemand is 'n Christen nie, die kruis om te hang tussen die hemel en die aarde, tussen teenoorgesteldes, tussen paradokse, tussen pole,
in stillness nailed, to hold all time, all change, all circumstance, in and to love's embrace. Dit is welkom opgesom in kruistaal. Kom ons maak ons oë toe, dat ons oë kan oopgaan. Here, ek verstaan dikwels nie myself nie, want dit wat ek wil doen, die doen ek nie, en dit wat ek nie wil doen nie, dit doen ek. Soos Paulus. En ek wil so graag sê, laat dit wees, en meeste van die tyd knyp ek my oë toe en sê, laat dit nie so wees nie. Sien dit ook, en help my om dit ook te verwelkom, om dit waarlik te kan sien in myself, hoe my intensies en my aksies baie keer so ver van mekaar af is. Kom wys ons hierdie onbewuste motiewe van ons, en leer ons om 'n lewe van welkomheid te leef. Dat dit nie net iets is wat ons sê of doen nie. En om so in u voetstappe te volg. En almal om ons ook te laat welkom voel. Amen. Mag hierdie week wat voorlê vir jou een wees waar die ontdekkingsveld in jou omstandighede en instandighede nooit uitgeput raak nie, waar die maniere om te bid vanuit jou eie lewe, waarin God gekamoufleer as jou lewe na jou toe kom, mag dit vir jou 'n ryk ontdekking wees, en mag ons 'n lewe lei in ons gemeenskap, 'n gemeenskap wees wat sê, welkom, welkom, welkom.